gaan 'n paar demonstrasies lewer op verskillende maniere van hoe 'n vis geskep kan word. Skep van vis speel die diepte van die water waar jy die vis skep 'n baie groot rol. Baie mense sal vir jou sê hoe dieper hoe makliker, dis nie regtig waar nie. Hoe dieper jy ingaan, hoe meer gaan die vis neig om onder op die bodem te bly. In ander omstandighede weer wat daar natuurlike obstruksies is jy geforseerd om dieper in te gaan en dan moet jy die vis maar daarvolgens gaan benader. Onder normale omstandighede dink ek so rondom kniediepte is gemaklik. Vind vir jouself 'n posisie waar jy gemaklik staan, kry jou natuurlike styl wat vir jou pas. Dit laat my altyd dink aan 'n bokser. Geen twee boksers het dieselfde styl van hoe hulle boks nie en dieselfde met die vis met die skep van vis. Probeer die vis kry op daai manier waar dit vir jou natuurlik gemaklik is om te skep, so ver moontlik. As dit nie moontlik is nie, moenie 'n skepgeleentheid verbeur omdat jy na 'n maklike manier vir jouself soek nie, want as daai vis daar omdraai, is dit dalk die laaste sien van die blink aan 10. So aan my linkerkant is ek baie gemaklik en ek probeer om die vis so half meer na die vlakker kant toe te speel en om dan terug in te bring in die net en half na die diep kant, dieper water toe. Die rede hoekom ek dit doen, die vis se natuurlike instink is om na die dieper water toe te gaan. So as ek hom nou kry op die vlakker kant en hy draai om dieper te gaan, dan draai hy basies terug binne in die net in. Terwyl ons hierdie een speel, moet ons ook net in gedagte hou dat verskillende spesies reageer verskillend op die hoeke en op die lyn voor jou. So 'n baber gaan jy byvoorbeeld so naby aan die stok se punt kry as moontlik en hom so ver as moontlik uitsleep en dan wanneer hy omdraai terug water toe, diep water toe, moet hy dan fisies maar net binne in die bek van die net insleep. Om 'n baber hier te probeer speel en om op te tel sodat jy hom eventually kan skep, is amper 'n onbegonne taak. So dis makliker in sleep hom uit. Muddies is weer aanhoudende rukbeweging, so jy moet maar sensitief met jou gewrigte wees, laat hy nie wanneer hy daai rukbewegings uitvoer, die strop of hoeklyntjies breek nie. Hier is een van Vosrite se mooi moddervisse. So hier kry jy gewoonlik net een kansie en jy moet dit reg doen. Kan jy sien, daar het ons hom redelik moeg gespeel. Ek hou sy kop oor die water, ek hou hom so rustig as ek kan en soos wat hy kom, probeer ek hom oor die net kry en egalig optel. Dis die mees maklikste manier. Wanneer dit kom by die skep van karp, karp is die vis wat diep gaan lê nie, so hulle kom maklik op. So ek dink persoonlik dink ek is die vis wat die maklikste skep van almal, of miskien is dit maar net omdat ons meer gewoond is om hulle meer gereeld te skep. Hulle beweeg gewoonlik op en af, heen en weer voor jou, met redelike vinnige hale en word ook redelik vinnig moeg en sal gou maklik op sy sy gaan lê, dat jy hom net egalig oor die net kan trek. Geelvis ken ons almal, is 'n baie vinnig bewegende vis, maar is ook 'n vis wat redelik maklik opkom en van almal maklik bo gaan, fisies bo op die water sy laaste pogings gaan aanwend om te ontsnap. By graskarpe, ons praat almal van die luivisse, maar dit is ook so as 'n graskarp eers omgedraai het, dan is dit te laat, dan breek hy gewoonlik die tackle. So by graskarp moet jy weet, jy het een kans om dit te doen en in daai kans moet jy dit vinnig en reg en akkuraat doen, want as hy omgedraai het, is dit dalk nie weer 'n kans kry nie. Probeer ook maar stil staan, moenie te veel agter die vis aan hardloop nie, want dit maak dit nog erger. Probeer maar so ver as moontlik stil staan, dat hy nader kom. Daar die angle reg, hy's bo, hy's redelik moeg. Daar's hy.